Nou Zander het ons laasweek afgeskop in ons nuwe reeks vir hierdie feestyd. En hierdie reeks se naam is Kersfees gemoedstoestand. En ons kom so aan die einde van die jaar en dan is mens moeg, right? Die jaar het allerhande dinge ingehou. As jy iemand in die straat raakloop, dan sê jy soos, yes, wens hierdie jaar kan nou net klaar kry. Kan ons nie nou maar in die nuwe jaar ingaan nie? Kan ons nie maar vergeet van al die dinge wat hierdie jaar gebeur het nie? Maar ek dink as ons 'n Kersfees gemoedstoestand het, gebeur daar iets anders in ons lewens. Ons approach tot 'n jaar lyk anderste. So ek wil hê dat in hierdie reeks, dat jy iets begryp van dit wat Christus in en deur jou wil kom doen. Die postuur waarin ons moet wees, wanneer ons die lewe aanpak. En ek dink Christus kom en hy kom skets vir ons so 'n mooi voorbeeld van wat dit moet wees. Want Kersfees is nie net 'n storie nie, dit is 'n manier waarop Christus wil hê ons moet dink, ons moet leef, maniere ons moet kyk na die wêreld. Dit vat dat ons moet in nederigheid staan, gehoorsaamheid staan, dat ons vreugde omhels. Hierdie is tog, hulle praat tog van die joyful season. Dis 'n tyd om joy te hê, en nie net in hierdie tyd nie. Maar dit verg dat ons 'n denkwyse het, soos die van Christus. Nou, dalk kan jy vir jouself hierdie vraag vra en dit antwoord waar jy sit. Maar watter toestand is jou gedagtes tans in? Hoe lyk jou frame of mind op hierdie stadium? Elkeen van ons leef in ons eie geestelike, emosionele toestand. Maar Paulus kom en hy kom moedig ons aan om 'n Kersfees denkwyse aan te neem. Om in 'n manier te dink en ons denke te vorm soos die van Christus, in nederigheid en in sy doel. Nou, as ons kyk na Filippense, as jy jou Bybel by jou het, kan jy oopmaak. Ons gaan hoofsaaklik vanoggend uit Filippense 2 uit lees. En Filippense 2 vers 5 sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus is. Die gesindheid waarmee hy hier was op aarde, wat hy vir ons kom tentoonstel het, is die gesindheid wat in ons moet wees. Nou ons kyk in Filippense 2, gaan ons kyk, Paulus vertel die Kersverhaal, en hy kom vertel dit amper uit 'n hemelse perspektief. Filippense 2 vers 6, kom en hy sê, Jesus, hoewel hy God is, het hy homself verneder, mens geword, en gehoorsaam geword tot die dood aan die kruis. Filippense 2 vers 9 tot 11, daar sien ons dat hy skryf, daarom het God hom verhoog en hom die naam gegee wat bo alle name is. Daar was klaar plan met sy lewe van die dag wat hy hier op aarde aangekom het. Was daar 'n doel gewees. Daar was iets wat Jesus moes kom doen, wat hy in ons lewens, hy moes vir ons die perfekte voorbeeld kom tentoonstel het van hoe ons lewe moet lyk, hoe ons denkpatrone moet lyk, hoe ons day to day moet lyk. Maar in hierdie deel wat Paulus skryf, maak hy geen melding van Bethlehem of die krib nie. Maar hy kom en hy gee een van die mees diepgeraakte, diepgaande beskrywings van Christus se koms. En hy kom verduidelik hoekom moes Christus gekom het. En ek wil hê ons moet gou kyk. Kersfees is snaaks. Die storie van Kersfees. Want Kersfees is vol konflik. Maar daar's ook hierdie
beautiful oplossing vir die konflik. Nou as ons kyk na hierdie storie, die eerste ding wat vir my uitstaan is, daar was ongerief. Ons sien in Lukas 2 vanaf vers 1 tot 5, sien ons hier die deel van die reis, waarop Josef en Maria moes gaan met die babietjie. Dit was die sensus gewees, hulle moes ver travel, en dit was ongemaklik. Jy kan dink, dis 'n ver reis, Maria is hoogswanger, en nou moet hulle reis in die wind en die weer, son bak hulle deur die dag. Dis groot ongerief, right? Die tweede ding is teleurstelling. Want hulle kom by die herberg aan, en dan is daar nie plek nie. Soek rond in Bethlehem, daar's nie plek nie. Jy kan dink, na jy ver getravel het, met groot ongemak, en jy kom by 'n plek aan en jy hoop, hier moet net vir my 'n plek wees om te slaap. En dan sal nie vir jou plek nie, dan moet jy tussen 'n klomp diere in 'n stal jou kind hê. Hierdie kind wat die engele gesê het, is die koning van die konings, die verlosser wat gekom het vir ons. Kan jy dink die teleurstelling wat 'n Maria moes wees? Kan jy dink, as ons huise so mooi maak vir 'n nuwe babietjie wat op pad is, en ons rig alles mooi in, dink jy nie daai moeder hart wou so iets doen? Die mooiste en die beste gehad het vir haar baba seentjie nie? Hy moet sy dit in 'n krib doen. Ek dink daar was ook 'n element van verwarring gewees. Kan jy dink aan Maria se kop? Hier word sy swanger. Sy en Josef het nie saam geslaap om vir Jesus te hê nie. En sy soos, maar hoe kan dit wees? Hoe kan die Here my kies vir hierdie? Daar's hierdie verwarring en onsekerheid van, hoe moet hierdie nou lyk? Hoe moet hierdie prentjie lyk? En ek dink, die laaste ding wat vir my uitstaan is, daar's 'n element van skaamte. As ons kyk na Josef, Matteus 1 vers 18 tot 24, dan sien ons waar Josef kon die pad gevat het en gesê, ek is nie deel van hierdie nie, want daar's 'n element van skaamte in hulle kultuur. Want hulle is nie getroud nie, maar hy's 'n kind op pad. En wie op die straat gaan glo, maar hoorie, hierdie kind kom van God af. En ek dink daar was 'n element van skaamte, maar Josef het nog steeds besluit om by Maria te bly. Maar dan sou 'n goeie nuus. 1 Korintiërs 1 vers 27 sê dit God gebruik die dwaashede van die wêreld. Al die dinge om ons wat ons nie verstaan nie, al die chaos om ons, kom Jesus en hy kom, of God kom en hy kom maak iets uit dit uit, wat ons nie kan comprehend nie. Lukas 1 vers 38 sê, laat dit met my gaan volgens u woord. En ek dink hier kom die perspektief ding in, is om te sê, ja, hierdie was dalk 'n wille jaar gewees, hierdie was dalk 'n jaar vol onsekerheid, hierdie was dalk 'n jaar met hartseer, maar ek gaan my perspektief kom verander. Laat dit met my gaan volgens u woord. Ek gaan die woord vat en sê, ek wil hê dit moet so met my gaan. Dit wat u oor my lewe spreek, so sal dit met my gaan. Kersfees roep ons na 'n postuur van nederigheid toe. Paulus gebruik Jesus as hierdie voorbeeld van nederigheid vir ons. In Jakobus 4 vers 6, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges kom gee hy genade. In 1 Korintiërs 13 kom hy en hy sê, sonder liefde en nederigheid is selfs die grootste gawes net 'n klomp geraas.
C.S. Lewis kom en hy skryf, ware nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie. Hy sê dit is om minder aan jouself te dink. Ek wil hê hierdie quote moet by jou insink. Nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie. Dit is om minder aan jouself te dink. Die krib wys ons na die kruis toe. Jesus het gekom, is gebore in die krib, maar hierdie krib het klaar vir ons kom wys dit wat Christus gaan kom doen op aarde. Jesus is gebore om te sterf. Hy is gelê in 'n geleende krib. En hy is gekruisig aan 'n geleende kruis. Toe Jesus gekom het in Bethlehem, het hy nie gekom net om 'n mooi lewe op aarde te leef nie. Hy het klaar 'n doel gehad dat hy vir ons aan 'n kruis gaan kom sterf. Vir ons lewens, maar vir die tyd wat hy hier was hy vir ons die perfekte voorbeeld van hoe ons denkwyse moet lyk. Hoe ons lewe hier op aarde moet lyk. Jesaja 53 vers 5. Hy is vir ons oortredinge gedeurboor. Die goed wat ons verkeerd doen, is hy aan 'n kruis gesterf. Hy is gebore, sodat hy dit vir ons kan kom doen. Lukas 2 vers 11, vandag is daar vir julle 'n verlosser gebore, Christus die Here. Ek het hierdie skrif van die begin ook gelees, Filippense 2 vers 5. Wil kom sê dat ons moet dink soos Christus. Ons moet ons denkwyse kom aanpas, kom verander. Kersfees kom herinner ons weer dat as daar dalk verhoudingsspanning is in ons lewens of wat ook al nie lekker is nie, Christus het gekom om dit te kom genees. Hy het gekom om ons te wys om 'n nederigheid te lewe, om 'n liefdevolle lewe te lewe en om daai gesindheid daarvan te omhels. En ek wil jou help om dit te doen. Ek wil hê dat jy hier na die einde van die jaar toe jouself set up vir die jaar wat kom. En ek wil hê dat jy jou lewe raam volgens die regte denkwyse. En ek gebruik spesifiek die woord raam. Want ek het 'n akroniem vir oggend. Ek het hom nou in Engels. Dit werk dit beter, soos gewoonlik. So, die akroniem is frame. So, ek wil hê dat ons lewens so moet raam, ons so moet frame. Nou die F is faith. Soos Maria en Josef, wat gekies het om te glo, en hierdie engele het aan hulle verskyn, en ons weet nie wat om te verwag nie. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Ons weet nie wat die toekoms met hierdie kind inhou nie. Maar ons gaan glo. Ons gaan glo dat God het 'n plan en dat hy besig is met iets wat ons nie kan sien nie. Lukas 1 vers 38. Wat ek vroeër gelees het, laat dit met my gaan volgens u woord. God het gespreek en ek het geloof gaan in dit loop. Die R is risiko. Josef trotseer die skande. Almal sê, Chom, jy het buite die huwelik opgetree, en hy weet dat dit nie so was nie. Maar die Here het gespreek, en hy vat hierdie risk, om te sê, ek gaan nou maar aanhou, gaan nie worry wat die mense om my sê nie, ek vat hierdie risiko. God het gespreek, en mense kan sê wat hulle wil. Maar ek gaan loop in dit. Die A is awe, is ontzag. Lukas 2 vers 9 tot 10 sien ons hierdie ontzag toe die engele verskyn, waar die herders op hulle knieë val, sê heilig is die Here. Ons verlosser is op pad.
Ons het vroeër die jaar in ons reeks oor aanbidding daaroor gepraat, om in hierdie postuur te kom waar ons in awe is van wie hy is. In verwondering staan, gereeld sy woord te lees, sodat sy woord met ons kan praat en ons sê, wow, God is goed. En ons staan in verwondering oor wie hy is en dit waarmee hy besig is. Die M van Vrym is memory, herinnering. Lukas 2 vers 19, maar Maria het al hierdie dinge in haar hart bewaar. Ek dink baie keer vergeet ons wat die Here al in ons lewens gedoen het. Ons het nodig om dit in ons hart te bewaar, sodat ons kan terugdink. As dit swaar gaan, as dit moeilik gaan, as dinge nie lekker is nie, staan ons terug in herinnering, in memory of, die Here het hierdie vir my gedoen. Die Here kan dit weer vir my doen. Gaan sterk staan in dit, in herinnering, in memory. En die E van Vrym is example. Johannes 3 vers 12 tot 17, Jesus wat die disippels se voete was, is hierdie perfekte model van nederigheid. As ons wil lyk soos Jesus, dan kom ons in 'n postuur van nederigheid, moet ons bereid wees om mense te dien. Ons gesinne te dien. Hier by die kerk mekaar te dien. By die werksplek mekaar te dien. In ons klein groepe mekaar te dien. Stel die voorbeeld van nederigheid. Ek glo dat wanneer ons lewens vrym rondom hierdie model, gaan ons jaar anders lyk. Gaan ons lewens anders lyk. Nou, hoe kweek jy hierdie Kersfees denkwyse? Ek het vir jou 3 tools. Die eerste een is aanbidding. Maak seker dat jou oë gerig is op God se heerlikheid. Maak seker dat wanneer God praat, dat jy gehoorsaam is aan sy woord. Aanbidding is nie net wanneer ons saam liedjies sing nie. Aanbidding is wanneer God praat en ons loop in dit wat hy spreek. Die tweede tool is diens. Is liefde deur aksie. Is wanneer ons mekaar dien. As ons sê nederigheid is deel van hoe Jesus homself kom dra het hier op aarde, dan gaan ons in diens wees, ons gaan mekaar diens. En die laaste een is belydenis. Om gereeld te sê, hoorie, Here, ek erken my sonde, ek erken hierdie goed is nie in lyn, hierdie goed gee vir die duiwel vatplek in my lewe en ek gaan dit nie verder toelaat nie. Ek gaan sê, Here, ek bely my sonde, ek kom tussen ander gelowiges en tussen hulle kom sê ek, vriende, familie, ek sukkel met hierdie ding. Ek kom bely dit. Ek het hulp nodig. In Johannes 1 vers 9 sê, bely en hy vergewe. Jakobus 5 vers 16 kom en sê, bely teenoor mekaar vir genesing om plaas te vind. Elkeen van ons is bewus waar daar plek is in ons lewens, waar daar aandag nodig is. So my vraag vanoggend is, waar klop Jesus tans in jou lewe? Openbaring 3 vers 20 kom sê dit, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Jesus wil kom en hy wil jou denkwyse kom verander. Hy wil jou hart kom verander. Hy wil die postuur waarin jy lewe doen kom verander. Waar klop hy tans? Waar is daar deurbraak nodig? Waar het hy nodig om in te kom en te kom verandering bring? Laat Jesus toe in jou gedagtes, in jou gewoontes, in jou identiteit. Laat hom toe in jou toekoms. Laat toe dat hy kom skaaf en skuur in jou maak en dit
wie hy wil hê jy moet wees en dit wat jy in moet loop. Nou ons het vanoggend gekyk na Filippense 2 en ek wil sê daar's 'n reaksie van ons kant af om hierdie te maak gebeur. En as ons kyk na Filippense 2, is daar hierdie 3 werkwoorde, hierdie reaksie. Is laat, buig en bely. Nou laat God vir Jesus se gesindheid toe in jou lewe. Laat dit toe om jou lewe te kom oorneem, sodat jy lyk soos wat hy wil hê ons moet lyk, soos die voorbeeld wat hy vir ons kom gee het. 2, buig, is om jou lewe te buig onder sy heerskappy. Om gereeld by sy voete te gaan sit en sê, jy is my koning. Jy is my Here. Ek buig voor jou. Ek het jou nodig om te werk in my lewe. Die derde een is bely. Ons het nodig om te bely met ons mond dat Jesus Christus is die Here. En ons het gesê vanoggend is ons Kersfees worship. So ons gaan nou in 'n tyd ingaan waar ons gaan worship en terwyl jy worship, laaste paar weke van die jaar wat oor is, wil ek jou regtig encourage om jou denkwyse te verander, jou denkpatrone te verander, dit meer te frame dat dit lyk soos die van Christus sin. Maar nou in ons tyd van aanbidding, ons gaan celebrate dat Jesus Christus vir elkeen van ons gekom het, sodat ons lewe kan hê en lewe in oorvloed. En ons gaan saam met die engele in awe gaan ons verklaar dat Jesus vir ons gekom het. Ons verklaar dat hy ons Here is, dat hy ons koning is. So, soos wat ons die worship team gaan net regmaak, maar julle kan so lank staan en dan gaan ons saam worship